In Deuteronomium 5 gee God egter vir ons nog 'n rede hoekom ons die Sabbatdag behoort te onderhou. En dit het te doen met die feit dat God ons verlosser is. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En hier kom die rede. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand, en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Nou natuurlik was niemand van ons letterlik slawe in Egipte nie, maar ons was wel slawe van sonde gewees. Met ander woorde, net soos wat Israel eers slawe in Egipte was, maar God hulle daaruit verlos het. Net so was ons ook eers slawe van sonde, totdat Jesus ons daaruit verlos het. Hy kan enigiemand van hulle sondes verlos, indien hulle sy gratis offer aanvaar en kies om te lewe volgens sy wil, deur sy krag. Met ander woorde, wanneer ons kies om in gehoorsaamheid aan God en sy gebooie te leef, en dit sluit in, dat ons die 7de dag Sabbat onderhou en heilig, dan word die Sabbat 'n teken tussen ons en God, waar ons erken dat God ons skepper en verlosser is. Jy sien, hierdie twee redes is verwant. Om verlos te word beteken om herskep te word. Kyk hoe word dit in 2 Korintiërs 5 vers 17 verduidelik. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Slegs hy, wat ons in die eerste plek geskaap het, kan ons geestelik herskep. En wanneer ons besluit om ons harte aan hom toe te wy, dan word ons geestelik weergebore. Ons Skepper sal ons ook fisies volmaak en onsterflik herskep. Wanneer? Met sy wederkoms.